Ok, kom ons kyk 'n bietjie na funksies. Onthou funksies het 'n klompie leerwerk wat eers moet plaasvind voordat jy die somme probeer aandurf, né? So gaan deur daai opsommings van julle, gaan deur julle klaswerkboeke, gaan deur die opsommings wat ek vir julle gegee het en dan probeer jy dit of hou dit ten minste oop voor jou terwyl jy dit doen, want onthou dis ook 'n manier van leer, né? Hoe meer keer jy dit sien, hoe vinniger gaan jy dit memoriseer. Ok, so hulle sê vir jou die onderstaande diagram toon die grafieke van fx wat 'n parabool is. Jy kan sien hy is in die draaipuntformule geskryf en gx is 'n hiperbool. Punt A is op die grafiek van f en die asymptote van g gaan deur die punt 1 en 2. Dan sê hulle as g deur die oorsprong gaan, bepaal die vergelyking van G. So met ander woorde, jy soek waardes vir A, B en C. Nou, daai twee moet jy al klaar hê deur jou asymptote, né? Want daai sê vir jou hoeveel het hy van die middelpunt af, op en af en links en regs geskuif. So, daai getal wat ek daar gaan insit, my hier by x is my vertikale asymptoot. So met ander woorde, dit is 'n enetjie daarso. So ek weet daai kom ons skryf gou sommer so gx sal ek aan a op x min 1, ek weet hy moet 'n 1 wees, want as jy sukkel met die teken, onthou, kyk watse getal moet ek hier in x se plek sit, sodat my breek ongedefinieerd is, sodat ek 'n 0 kry onder die lyn, want dis waar hy nie kan sny nie, dis waar sy asymptoot moet lê. En as ek 'n 1 daar onderin sit, 1 minus 1 gaan vir my 0 gee. Wat beteken dit kan, dis sy asymptoot, en dit stem ooreen met my asymptoot van 1, so dan weet ek die manier hoe ek dit daar aangesit het is reg. Dan C, my horisontale asymptoot, die waarde wat my y nie kan hê nie, is 2, so dit weet ek sommer klaar dadelik as hulle vir jou die asymptote gee, dis wat dit moet wees. So eintlik al wat ek nou nog kort is 'n waarde vir my A. En dis hoekom hulle vir jou sê, hy gaan deur die oorsprong. So wanneer ook al ek dan nou 'n onbekende in my vergelykings het, die manier hoe ek hom kan oplos, is ek moet seker maak, hy is die enigste onbekende wat daar is. Nou onthou, gx kan ook geskryf word mos as 'n y. En daai y en daai x verteenwoordig enige koördinaat, enige punt op daai grafiek se x en y koördinaat. So omdat ek weet die punt 0,0 lê op daai grafiek, kan ek daai punt gaan instel. Want dan het ek net een onbekende en dan kan ek my vergelykingkie gaan oplos. So ek het minus want dis 0 minus 1 is mos nou maar minus 1, so dis a op minus 1, wat eintlik mos maar net minus a raak. En dan vat ek die a oor, so dan kry ek a se waarde is 2. Ekskuus. Ok, so dit wil sê, dankie, gx is die vergelyking 2 op x min 1 plus 2. En wat ek dan nou van om te doen, is ek highlight my vergelyking, vir alles al meer as een grafiek op by mekaar is, ek highlight my vergelyking dieselfde kleur as wat ek my grafiek dan gaan highlight, sodat, want andersins raak mense partykeer die mekaar met wat is wat. Ok, dan sê hulle vir jou bepaal die koördinate van P, die draaipunt van F, as fx gelyk is aan daai. Kom ons kyk net gou, waar is hy? So ek sien hy draai hierso. Ok, maar dis nie noodwendig te sê dat daai draaipunt is. Ek sou nie gaan met volgende skaal nie, vir alles het 4 punte tel. So ek nie sê, ok, dit lyk asof hy daar draai, daar waar die asymptote sny, so ek gaan nie daai waardes instel nie. Sien hom uit 1 punt getel, dan kan jy die gamble vat. Maar daar is 'n rede hoekom hulle vir jou nog 'n punt op daai grafiek gee. Ons kyk, wat gee hulle vir jou nog punte op hom? Nee, wag, maar ja, nee, so ek sou, maar dan jy ookie. Ok, nee, weet jy wat, want ek sien nou in 'n geval, jy gaan,
jy moet maar uit die veronderstelling gaan, dat die draaipunt se x-koördinaat 1 is. Want ek besef, hulle gee in elk geval nie vir jou die y-koördinaat nie, so jy het nie die draaipunt se koördinaat nie, jy het net sy x-waarde, want hulle kan dit vir jou so gegee dat jy nie een van die twee het nie, maar dan het jy 2 punte op jou grafiek nodig gehad, want jy gaan nie 2 onbekende, selfs al stel jy 'n koördinaat in, gaan jy 2 onbekendes hê. Nou dis fyn om 2 onbekendes te hê, maar dan kort jy 2 vergelykings. Maar jy het nie nog 'n punt op jou grafiek nie, wat beteken dit moet dan so wees. Okay, dis al wanneer jy kan aanneem dat dit so is, as daar regtig nie nog inligting is nie. So ek het daarin die x-koördinaat van die draaipunt, ek skryf hom sommer hier langs aan, so dit is, ek gaan sommer nou sê y in plaas van fxy is gelyk aan x min, en nou weet ek daai x-koördinaat se draaipunt is mos nou 1, net so. Onthou, wanneer jy weet wat die draaipunt is, dit kan jy net so gaan insit, jy hoef nie aan die tekens te verander nie. Dis net as hulle mos vir jou die formule gee, en jy moet die draaipunt neerskryf, sy koördinaat, dan verander jy mos daai teken na die teenoorgestelde teken toe. Maar as jy net moet gaan insit dieselfde soos hierso, jy sit hom net so in daai plek, jy hoef die tekens te verander nie. Dis net as jy self die koördinaat, as hulle vir jou die vergelyking gee, en jy moet self die koördinaat aflei, dan verander ons mos die tekens. En dan sê ons gaan daai punt A gaan instel, want dan het jy daarom net een onbekende. Okay, en dan gaan jy daai vergelykingkie gaan oplos, en dan gaan jy kry, sien, dan kry jy, dit is minus 9 op 4. So met ander woorde, wat vir hulle, bepaal die koördinate, so jy gee dit net in koördinaatvorm, jy weet die x-waarde is 1, en die y-waarde is minus 9 op 4. Okay, en alright met hom. Dan sê hulle vir jou, skryf neer die vergelykings van die asymptote van gx, of as gx minus 1. So daar is nou 'n verskywing. So wat jy nou kan doen, is jy kan of kyk, okay, maar hy is soveel plekke na links of soveel plekke regs geskuif, want onthou, as hulle dit by die x sit, dan beteken dit hy is of links of regs geskuif. Geen op en af skuiwe nie, so so hierdie asymptoot bly dieselfde, hy word nie op of af geskuif nie. Daai asymptoot is die een wat verander, hy gaan of links gaan of regs gaan. Nou, wat jy dan nou kan doen, hulle vra gee die vergelykings van die asymptote. So jy kan sommer van al twee die asymptote, so jy kan sommer klaar sê, y-sin is dieselfde. Dit bly, y is gelyk aan 2, maar x-sin gaan nou anders wees. So gewoonlik as hulle hierso dit 'n minus het, dan beteken dit jou grafiek, mens sal dink dis na links, maar dit is eintlik na regs. So jy kan of dit so doen, en sê, okay, maar hy was by x is gelyk aan 1, nou moet hy x is gelyk aan 2 wees, want hy is 1 eenheid na regs, of, wat ek baie keer hou van om te doen, is ek gaan sit daai nuwe x in my vergelyking in. So my vergelyking is, mos nou, wat was hy, 2 op x min 1 plus 2, want dan hoef jy nie te onthou van die links en die regs nie. So daai x gaan vervang ek met daai wat hulle vir jou gegee het, die x min, so nou sit nie net 'n x nie, dis 'n x min 1. En dan kyk jy hoe verander hy. Dan sien jy dit raak, so my nuwe asymptoot, die waarde wat my x nie kan hê nie, is 'n 2. Dit moet x is gelyk aan 2 wees. Dit vir my is makliker, dan hoef ek nie te onthou die links en die regs nie, maar jy kan ook onthou as hy minus 1 of minus is, dan beteken dit die asymptoot het na regs geskuif, as dit 'n plus is, beteken dit hy het na links geskuif. Dan sê hulle skryf neer die vergelyking van h, as h die refleksie van f, wat sê is f nou weer die parabool, in die x-as is. So refleksie van x in die x-as, dan kry my y-koördinaat, die teenoorgestelde teken. Nee? As die refleksie in die y-as is, dan kry my x-koördinaat die teenoorgestelde teken, as die refleksie in die x-as is, dan kry my y-koördinaat die teenoorgestelde teken. So jy vat letterlik daai ding,
en jy sit 'n minus voor die y, maar ons wil mos nou nie 'n minus voor die y hê nie, ons wil mos nou die funksie so hê. So al wat jy doen is, jy gaan maal met die minus oral aan die ander kant. So dit was mos die oorspronklike een, en dan in plaas van dat dit minus 9 op 4 is, raak dit dan positief 9 op 4, en daai ene wat positief was, raak dit minus. Okay, so jy moet eintlik maar net jou reëls van jou refleksies en so ken. Jy loer uit met hierdie twee, die parabole en die hiperbole. Dit is sommer goeie hersiening in elk geval van albei van hulle. So al kry ons net hierdie vrae gedoen, want dis in elk geval die twee wat julle nou moet kan doen wat bietjie moeiliker is nou hierdie jaar. En dit het nou bepaal die vergelyking en hierdie tipe insigpraatjies en so ook. Het julle vragies vir hom? Iets waar julle onseker is? Ok, terwyl my stem nog hou, ons het dan nog tyd vir een vragie. Dit sê, in die onderstaande diagram is fx8, kyk hoe oulik het hierdie enetjie dit ook sommer gehighlight. Soos wat ek gesê het, hulle moet. En dan, so dis 'n parabool en 'n reguitlyn. Bepaal, dan vra hulle vir jou, bepaal die koördinate van C en D. Waar C en D? Dis die snypunte van daai twee. Kan jy ook gesien het. Enigste probleem, jy kan nie, onthou gewoonlik soos die snypunte van die grafieke bepaal, dan stel ons hulle gelyk aan mekaar. Ek kan nie dit nou doen nie, want ek het nie daai se vergelyking nie. So nou kyk ek, wat anders is dit? Dit is ook een van die x-afsnitte van my parabool en die y-afsnit van my parabool. So omdat ek net inligting het oor my parabool, maak dit sin om maar net die parabool te gebruik. So vir die y-afsnit, kom verander die goed se digtheid die hele tyd. Vir die y-afsnit maak ek mos my x-waarde 0. So ek vat daai en in x se plek sit ek 'n 0. Maar jy hoef eers dit te doen nie. Jy weet mos in elk geval as hy in hierdie vorm is, dan is daai jou y-afsnit. So die koördinaat van C is 0 en 12 en D is die x-afsnit. So een van die x-afsnitte, so as ek die x-afsnit wil hê, dan maak ek my y-waarde 0. Ek doen dit nou maar net so, alhoewel julle dit in elk geval net daar kan aflei, net om julle te herinner wat doen jy gewoonlik as jy die x-afsnit en die y-afsnit bepaal, né? Okay, so dan maak ek my y-waarde 0. So dan sit 'n vergelykingkie wat ek moet oplos. So ek wil ontsaarig van die minus voor die van die minus voor die x kwadraat, so ek maal sommer regdeur met 'n minus, of ek vat maar net alles oor na die ander kant toe, dit maak nie regtig saakie. En dan het ek 'n 3 term wat ek lekker kan faktoriseer. Die 4 moet by die minus wees en die 3 moet by die plus wees. Dit kan nie andersom wees nie, want ek moet 'n minus 1 antwoord kry. Minus 4 plus 3, né? Nie 4 minus 3 nie, dan gaan ek 1 kry. Wat beteken my x-afsnitte is of 4 of minus 3, maar daai ene is nie nou van toepassing nie. Ons kyk nou na daai ene, so D met die koördinaat hê 4 en 0. Almal nou raai met hom. Okay, dan sê hulle bepaal die waardes van M en C en gee die vergelyking van GX. Onthou net dan om dit in die vergelyking vorm te skryf as hulle dit vir jou vra, né? So M is die gradiënt, C is die y-afsnit. Nou jy kan al klaar sien wat jou C gaan wees. Sy y-afsnit is dieselfde plek as die parabool se y-afsnit. So ons weet C se waarde gaan 12 wees. So nou moet ek net die gradiënt gaan kry. So ek kan of met die gradiënt se formule, né, y1 minus y2 op x1 minus x2, want jy het 2 punte. Of jy sê, okay, maar ek het die vergelyking so, want ek weet C is 12, dan kan ek net 'n koördinaat gaan instel, enige een van die twee, sommer daai ene, die 4 en 0, kleiner getalletjies om mee te werk. Want dan het ek net een onbekende, en ek kan vir M gaan uitwerk, so jy kry M is minus 3, wat sin maak, want hy het 'n negatiewe gradiënt, as jy 'n positief 3 gekry het, het jy geweet jy is verkeerd, want hy is dalend, nie stygend nie. Okay.
Okay. Nou raad met hom. Nou sê hulle vir jou, as OB 12 is, so daai afstand tussen daai twee is 12, wat beteken die x-koördinaat, daai b se koördinaat is 0,5, nee, sy x-koördinaat is 0,5, bepaal die lengte van AE. So wat jy nou doen, is, onthou, die twee is perfek onder mekaar, loodreg onder mekaar. So as ek kan weet wat die verskil in hulle y-waardes is, dan weet ek wat daai afstand is. So al wat jy gaan doen is, ons het mos nou die twee vergelykings, in elkeen van daai twee vergelykings, gaan jy die x-waarde sit, en jy gaan die ooreenstemmende y-waarde kry. En dan as jy die twee se y-koördinate het, dan kan jy mos nou maar net hulle aftrek van mekaar, kyk wat die verskil is. So as ek met fx werk, dan is dit minus die half kwadraat plus 'n half plus 12, dan moet jy kry, dit is 12 en 'n kwart. As jy dieselfde doen met gx, dan het jy ook daai x-waarde, daar is 'n lelike 3, van 'n half wat jy daar gaan instel, en dan kry jy daai waarde is 10 en 'n half. En dan kyk jy net die verskil tussen die twee, so jy trek maar net hulle van mekaar af, en dit moet vir jou 'n waarde gee van 1 en 'n 3/4. Ek sien nou is 'n fout op die memo wat ek hulle vorige keer, ek het nie besef ek het al die vraag so uitgewerk nie. So ek hoop, want ek het 'n ander waarde daar gekry, so ek hoop nou, daai check maar net daar. Okay, lyk dan reg. Dan sê hulle vir jou, vir watter waardes van x gaan fx, so met ander woorde my parabool, neem my af, so nou kyk jy hierso is hy stygend, tot ons kyk altyd van links en regs, daarso is hy dalend. So wanneer my x-waardes groter raak as 'n half, dan daal my grafiek. So dit is waar my x-waardes groter is as 'n half. Maak dit sin? Nou hierdie insigvragies is baie belangrik, en dis nie noodwendig so moeilik, dit raak net moeilik omdat jy nie weet hoe om dit te lees nie. Dis wat dit moeilik maak. Hierso vra hulle, vir watter waardes van x is fx, so met ander woorde my parabool, kleiner of gelyk aan gx. So met ander woorde, waar, en ek skryf dit baie keer sommer vir myself so langs aan, waar is my parabool kleiner as my reguit lyn? So met ander woorde, waar lê my parabool onder my reguit lyn? En dan raak dit baie makliker om daai waarde te sien. As jy net vir jouself in eenvoudige terme kan sê wat daar staan, raak dit baie makliker om dit te sien. Waar lê my parabool onder my reguit lyn? Daar en daar. So ons weet daai punt is wanneer my x kleiner is as 0 en dis is gelyk aan daar, nê? So ons moet dit insluit. So dis x kleiner of gelyk aan 0 en of by groter as d, waar die x-waarde groter is as d, so dis x groter of gelyk aan 4. En hierso, waar is my fx groter as 0? So waar is my grafiek bo die x-as, nee, waar is fx groter as 0, waar is hy positief? Waar is hy aan daai kant? En is tussen die twee x afsnitte. Wat was daai? Ek dink hierdie ene was 4 en daai ene was 3, minus 3, né? So dis tussen minus 3 en 4. Maak dit sin?